'n daaglikse oordenking saam met my, Rinus van Sandwyk van Sion in Parys. Vanmôre wil ek vir jou sê, moenie uitstel nie. Oor wat gebeur in Handelinge 24 vers 27. 2 jaar later het Felix 'n opvolger gekry, Porcius Festus. Omdat Felix die Jode 'n guns wou bewys, het hy by sy vertrek vir Paulus in die tronk gelos. Felix en sy vrou Drusilla het albei die geleentheid gehad om die evangelie te hoor, maar het dit uitgestel om 'n besluit te neem. Dis nie verbasend nie. 82% van alle Christene word gered op die ouderdom van 19 of jonger. Hoe laer die ouderdom, hoe hoër is die persentasie van diegene wat 'n verbintenis tot Jesus Christus maak. Hoekom? Omdat 'n persoon wat 'n besluit uitstel en sê, ek sal daaroor dink, ek sal wag tot later, ek wil meer inligting hê, sal homself in 'n patroon verval wat al hoe moeiliker word om te breek. Hy bewe wanneer hy die eerste keer nee vir die Heilige Gees sê. Die volgende keer, as hy die evangelie hoor en nee sê, bewe hy minder. Die derde keer is dit redelik maklik om nee te sê. Jy mag dalk sê, wat as ek dinge doen wat my voorheen gepla het, maar nie nou meer pla nie? Wat as ek 'n geskroeide of 'n slegte gewete het? Is daar enige hoop vir my? Ja, die Here is so getrou. Hy kom oor en oor na ons toe en gee ons die geleentheid om dit reg te maak. Maar in Genesis 6 vers 3 het God gesê, my gees sal nie vir ewig met die mens worstel nie. Ek sal na julle toe kom. Ek sal met julle praat, maar ek sal nie vir ewig met julle worstel nie. Daarom, as jy so genadig is om sy stem in jou hart met jou oor 'n saak te hoor praat, moenie die dwaasheid van Felix volg nie. Reageer onmiddellik en jy sal vir ewig geseënd wees. Jy sal werklik. Mag die Here jou seën in hierdie dag en help om te luister en gehoorsaam te wees aan sy stem. Amen.